Welkom by die Ligpunt Kerk podcast. As Ligpunt Gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik deur disippels te wees wat disippels maak en 'n kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie week se preek. Vriende, ons lewe natuurlik in die era van sosiale media en so ons almal is vertroud met social media. Dit is 'n kollektiewe term vir die platforms wat regtig daar is om virtual community, gemeenskap teweeg te bring. En ons almal ken dit, ons almal is either op Facebook of op 'n Twitter of op 'n WhatsApp, verseker almal van ons of meeste van ons, Instagram. En die trekpleister van daai sosiale media gemeenskap kultiverende projekte. Die trekpleister daarvan is natuurlik dat dit, soos die Engelsman sal sê, dit hou ons connected. En so as jy op sosiale media is, kan jy alles presies weet wat in Prins Harry se lewe op hierdie stadium aan die gang is, deur tot al die amazing dinge wat jou pel in Kanada doen, deur tot jou tannie se poedel se nuutste haarsny. Ons kan al daai goeters kan ek en jy net so kry. Ons kan altyd weet van. Maar vriende, ten spyte van al hierdie stemme wat ons hoor, soos wat ons probeer om oral connected te wees, is die kundiges daar buite en die studies daar buite wat gedoen word, toenemend oor die laaste klomp jare eens daaroor dat sosiale media, ironies genoeg, in steede daarvan dat dit gemeenskap bevorder, eintlik wat dit doen, is dit is eintlik besig om gemeenskap te belemmer. In 2017 was daar 'n studie gewees deur Kaspersky Lab. 17,000 mense het hulle met hierdie studie gedoen oor 18 verskillende lande in die wêreld in 2017. En wat hulle bevinding was, is dat sosiale media maak dat daar 'n massiewe afname is in ons gesig tot aangesig verhoudings met ons naasbestaandes. So imagine 17,000 mense oor 18 lande, en hulle bevinding was dat wat sosiale media doen is dat daar 'n 1% minder gesig tot aangesig verhoudings wat plaasvind met ons ouers, 'n 23% minder face-to-face verhoudings met ons eggenoot, 33% minder, 35% minder met ons vriende. Of was 'n ander studie in 2016 deur ouens by die University of Oregon gewees, en ek het die aanhaling vir ons op die skerm, wat hulle gevolgtrekking was spesifiek soos wat hulle gedink het oor die effek van sosiale media op die jeug van vandag. Eindig hulle gevolgtrekking die volgende. Hulle sê, it is surprising then that in spite of this enhanced interconnectivity, young adults may be less than any other age groups. And that the current generation may be the lowest treffend. Ek wil, dis ironies, jy sou dink, ek kan met meer mense weet wat meer mense aandoen, dit gaan beteken, ek is minder alleen, maar hulle sê is presies die teenoorgestelde. Vriende, as dit die geval is, as connectedness nie noodwendig die ding is wat werklike gemeenskap bevorder nie, vriende, wat is dan die essensie van ware gemeenskap? Dit is wat ons vanoggend oor wil gesels. Vriende, as jy die bonnet oplig van gemeenskap, wat vind jy daar binne wat gemeenskap bevorder en versterk? Dit is wat ons nou wil kyk in hierdie gedeelte wat sopas vir ons gelees was in 1 Johannes hoofstuk 4. As jy laasweek ons genoem het, is hierdie hele preekreeks, vriende, daar sodat ons kan Bybels anders sal dink oor gemeenskap. En ons het laasweek begin ook in die boek 1 Johannes, in 1 Johannes hoofstuk 1, as jy dit onthou het. En wat ons gesien het, is dat ware gemeenskap, vriende, kan uiteindelik net in Jesus gevind en geniet word. Kan jy onthou die versie? 1 Johannes hoofstuk 1 vers 3. Hierdie is die rede hoekom ons Jesus verkondig aan julle. Ons verkondig Jesus aan julle sodat julle in Jesus sal glo. 1 Johannes 1 vers 3, en as julle in Jesus glo, dan geniet julle gemeenskap met die Vader en met sy Seun, en julle gemeenskap is met ons, met die res van die wat in Jesus glo. En vir daai rede het ons laasweek ook begin om te sê, en dit is die rede vir die titel van die reeks, is dat ons as Christene vir die laaste 2000 jaar glo en bely die geloofsbelijdenis. Ek glo aan die gemeenskap van die heiliges. Maar hier's die ding wat ek wil hê ons vanoggend oor moet saam nadink, vriende. Vriende, wat ons vandag oor wil nadink, dat as kerk gemeenskap is, of van kerk as gemeenskap, vriende, moenie net
jou en my geloofsbelydenis wees nie. Dit moet ook ons geloofsbelewenis wees. En dit is wat ons oor vandag wil saam gesels, dat ware gemeenskap is nie 'n abstrakte teoretiese konsep nie, maar dit is 'n konkrete, lewende realiteit waarin ek en jy geroep word, uitgenooi word, aangespoor word om in te wandel. Kyk saam met my op die was ook 'n versie in laasweek se gedeelte. Maar ons het as prins nie laasweek aan dit te veel tyd spandeer nie. 1 Johannes hoofstuk 1 vers 6 tot 7. Hoor wat sê die apostel Johannes. As ons sê as ons gemeenskap het en in die duisternis wandel, dan lieg ons en ons doen nie die waarheid nie. Maar as ons in die lig wandel soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar en die bloed Christus, sy seun, reinig ons van alle sonde. Met ander woorde het Johannes gesê laasweek op 'n versie skokkende woorde. Johannes het laasweek gesê integraal tot gemeenskap met God en met God se mense is 'n tipe van lewenswandel. Dis 'n lewenswandel wat nie in die duisternis gelewe word nie, maar dit is 'n lewenswandel wat in die lig gelewe word. Waarna verwys Johannes daarso? Wat is daardie lewenswandel wat hy na verwys? Kom met my, want hy gaan dit antwoord net in die volgende paar verse in hoofstuk 2 vers 9 tot 10. Hy sê, hy wat sê dat hy in die lig is en sy broeder haat, is in die duisternis tot nou toe. Wie sy broeder liefhet, bly in die lig. En in hom is geen oorsaak van struikeling nie. Met ander woorde, vriende, wat Johannes vir ons sê, hierdie is die tipe van lewenswandel wat inraal is tot gemeenskap met God en gemeenskap met God se mense. Dit is broederlike liefde, is die woord wat ten minste in die Afrikaanse vertaling staan. Broederlike liefde, liefde vir medegelowiges, spesifiek in die konteks van jou geloofsgemeenskap. Dit is integraal, sê Johannes. En vriende, so hier is as dit ware my teses vir vandag. Hierdie is die groot waarheid wat ek ons almal aan wil herinner en ons almal tot roep. Vriende, dit is wat ons oor vandag gesels. Broederlike liefde, vriende, is essensieel tot ware geloofsgemeenskap. Ons wil gesels saam oor broederlike oor gemeenskap, wat ons vandag gemeenskap staan of val met broederlike liefde. En so wat ons wil doen vandag, 2 vrae beantwoord. Hoekom? Hoekom is dit dat broederlike liefde essensieel is tot die geloofsgemeenskap en hoe lyk dit? Hoe lyk dit in praktyk wanneer liefde in ons geloofsgemeenskap besig is om uitgelewe te word? En vir dit wil ek eers met saam kyk na daai gedeelte. Kyk saam met my 1 Johannes hoofstuk 4 vers 7 tot 12. Eerste ding is dit, vriende, hier's 3 redes. So 3 verwants wat Johannes vir ons uitlig hoekom broederlike liefde so belangrik is. Vers 7 en 8 in julle teksgedeelte. Johannes verwys daarna gelowiges, let wel, hoe as geliefdes. Mense sê hy wat aan die ontkant van liefde staan. Hulle is mense wat aan die ontvangkant van liefde staan, van God se liefde staan, want liefde sê hy is uit God uit. Inderdaad, liefde vloei vanaf God, sê Johannes, want God is liefde. Vir daardie rede dan daai skokkende stelling wat Johannes daarso maak. En jy het gesien, hy sê daar in vers 7 en 8, elkeen wat liefhet is uit God gebore en ken God. Hy wat nie liefhet nie, het geken nie. Okay, wat bedoel hy daarmee? Ek dink is die taal is van gebore is behulpsaam daar. Dink aan ouers en hulle kinders. Ouers en hulle kinders deel in dieselfde DNA. Word gebore uit hulle ouers uit en dis het die ouers se DNA. En sê Johannes, so is dit met die verwantskap tussen God en almal wat God se kinders is. God is liefde. Dit is God se DNA. Die wat uit God gebore is, deel in sy DNA en het liefde vir die broers en die susters. Dis die eerste rede hoekom broederlike liefde so belangrik is, sê Johannes. Hier is die tweede een, dit het te doen met die openbaring van liefde, vers 9 tot 11. Vriende, hoe kan ek en jy seker wees dat God liefde is? Dat dit is nie net 'n nice ding wat jy op 'n koppie skryf nie, dat God, hoe weet ek en jy God is liefde? Rede, sê Johannes, want God het sy liefde aan ons geoop, vers 9 tot 11. God het sy liefde vir ons kom in hierdie wêreld letterlik
in lewende lywe kom manifesteer. Kyk aan vers 9. Johannes sê God het sy seun in die wêreld gestuur en toe vers 10 het hy sy seun kruis toe gestuur. En dit is hoekom ons kan weet God is liefde, want hy het sy liefde aan ons kom openbaar. Ek weet nie wie van julle is oud genoeg en dit lyk soos meeste van julle. In die einde van 19 was daar 'n great album van U2 gewees, Rattle and Hum. Ek dink seker hulle beste album. Dit was 'n live album gewees en ons 'n lied op daai album van hulle, When Love Comes to Town. En in daardie lied wat hulle sing oor When Love Comes to Town, word duidelik van watter liefde bedoel Bono teen die laaste versie in die lied. Kyk saam met my dat die laaste vers in daai bekende lied. Bono hulle sing en hulle sê, My Lord, I held the scabbard when the soldier drew. I threw the dice when they pierced his side. But I've seen love conquer the great divide. En hierdie is die punt wat hy maak. Bono sê, vriende, ek en jy, God het nie sy liefde aan ons bewys deur vir jou e-pos te stuur nie. God het nie net gekom en gesê, "Haai, hoor ek is baie lief vir julle en dis net mooi woorde en dit is goeie bedoelings nie." Nee, God het sy liefde aan ons kom duidelik maak deur vir Jesus te stuur. Dit is die love that could down. Jesus is God se vergestalting van sy liefde wat in hierdie wêreld na jou en my toe gekom het. En die verstommende ding, en Bono sê dit daar, en dit is wat Johannes in sy gedeelte sê, die verstommende ding is, toe God in liefde na ons toe ek het, op ons vlak neergedaal het, letterlik. Toe God kom in liefde, wat het ons gedoen? Ons het hom verwerp. Wat ons gedoen het, is ons het regtig in die donkerste plek van 'n haat van haar sê, God, ek wil jou nie hê nie. Ek wens jy is dood. En die verstommende ding is, vriende, jy's in daai oomblik, in jou en my mees haatlikste van oomblikke waar ons God doodgemaak het. Daardie plek het God se liefde die helderste geskyn. Dit is juist daar, soos wat hy gesterf het om die loon vir jou en my sonde te betaal. Hy het daar gesterf vir ons sonde, om ons te versoen van Bono, om daardie groot skeiding wat tussen jou en my en tussen ons en God was, om daardie kloof, daai great divide oor te brug, sodat ek en jy gemeenskap met hom kan geniet. Vriende, dit is die goeie nuus van Christus. En kyk aan na vers 11. Geliefdes, sê Johannes weer, as God ons so lief gehad het, behoort ons ook mekaar lief te hê. Tweede of die derde rede hoekom dit so belangrik is vir broederlike liefde, vriende, vir ons, is die oogmerk van liefde. Ons vind dit daar in vers 12. Jy sien in vers 12 gaan Johannes daar en hy maak daar 'n stelling, vriende, wat as jy die evangelie van lees het, sal onthou, dit is ook wat hy in die begin van die evangelie van Johannes maak. In Johannes hoofstuk 1 vers 18 sê hy presies dieselfde woorde. En Johannes sê daarso, niemand het nog ooit vir God gesien nie. En dit is behulpsaam om dit te sê, vriende, God is gees. Ek en jy kan nie plat en hom meet nie. Ons kan nie aan God vat nie, hy's gees. Maar die onsigbare God het Johannes 1 vers 18 in die persoon van Jesus vlees geword in menslike kategorieë wat ek en jy kan ken en verstaan, sodat ons vir God kan ken. Dit was die evangelie van Johannes. Nou, hier in 1 Johannes, gaan Johannes en hy verder, dis amper nog meer 'n radikale stelling, en hy sê, daardie God wat in sy seun Jesus in die wêreld openbaar word, bekend gemaak word ook hier bekend gemaak aan die wêreld. Dit is ons liefde aan mekaar betoon, waar God as dit ware deur ons, in ons, tot vergestalting kom. As ons mekaar, vers 12, lief het, bly God in ons en het sy liefde volmaak geword. Okay, so dink aan die dooie see daar naby Israel, wat bekend is want dit is die souterige plek en niks regtig kan nog groei nie. Jy kan nie regtig enigiets doen met daai watermassa daar nie. Die rede is, daar's water wat invloei na daai area toe, maar daar's geen water wat uitvloei nie. So die water raak as dit ware gekontamineer. Daar's net dit is nie gesond nie. Jy kan niks met dit doen nie. Dit dien nie die doel wat water behoort te doen nie. En so, vriende, sê Johannes, is dit ook met 'n geloofsgemeenskap wat die liefde van God indrink, en ek drink die liefde van God in, en dit vloei in my in, maar dit vloei nie dan weer uit na mekaar toe nie.
En vir daardie rede sê hy, ons is dan nie besig, as dit waar is van ons is nie 'n geloofsgemeenskap wat ons roeping realiseer nie. God se liefde word nie in ons volmaak gemaak nie. Met ander woorde, dit realiseer nie ten volle nie. En vriende, ek weet nie, maar soos wat ek hierdie verse lees, en dis eintlik waar van die hele boek van 1 Johannes, as jy enigstens deur 1 Johannes gelees het, dan los dit 'n mens altyd 'n klein bietjie ongemaklik. En as ek moet eerlik wees, is hierdie woorde van 1 Johannes 4 vers 12 vriende is soos 'n spieël waarin ek kyk en wat my kop in skaamte laat sak. Soos wat ek na hierdie teksgedeelte kyk, moet ek bely en erken dat ek op die beste van tye volhou daarin om my broers en my susters, my geestelike broers en susters lief te hê, soos wat hierdie gedeelte ons tot roep nie. Jy sien, as ek hierdie gedeelte lees, dan konfronteer dit my met die koneksie tussen my geloofsbelydenis en my geloofsbelewenis. Nou vriende, ek is seker dit is nie net ek nie, ek is seker dit is waar vir elkeen van ons. Dit lê reg by die hart van die hele 1 Johannes. Kyk saam met my, seker ek dink die kernvers van die hele boek. 1 Johannes hoofstuk 3 vers 23 lees as volg. Johannes sê, en dit is God se gebod. Hierdie is wat God van ons verlang, sê Johannes, dat ons in die naam van sy seun Jesus Christus moet glo en mekaar lief hê, soos hy ons 'n gebod gegee het. Die punt wat Johannes maak, dis die groot idee van die hele boek van 1 Johannes, vriende, geloof in Jesus en liefde vir Jesus se mense kan nie van mekaar geskei word nie. Wat Johannes vir jou en vir my vandag aan wil herinner, hy sê vir ons liefdesprobleem, ons liefde is eintlik 'n geloofsprobleem. En die mate waarin ek en jy in ons identiteit as geliefdes, vers 7 vers 11 sou rus, mate waarin ons liefde aan mekaar sal betoon. En so vriende, kan ons stop. Kan ons net vir 'n oomblik stop, elkeen van ons. Kan ons net stop en toelaat dat hierdie teks ons uitnooi. Elkeen van ons uitnooi om self ondersoek te doen. Moet asseblief nie aan daai ding verval wat so maklik met ons gebeur, waar ons sit hier en dink, hoe is hierdie teks van toepassing op iemand anderste wat hier is nie. Oomblik stop en vra, hoe lyk my lewe soos ek voor hierdie spieël van 1 Johannes 4 staan? Hoe is ek besig om in die konteks van hierdie, nie 'n geloofsgemeenskap daar buite nie, maar hoe is ek besig om in die konteks van hierdie geloofsgemeenskap daarin te faal om broederlike liefde en susterlike liefde te betoon? En vriende, die Nuwe Testament baie duidelik daaroor hoe lyk liefdeloosheid. Die liefdeloosheid wat in verskillende forme manifesteer in die konteks van 'n geloofsgemeenskap. Vriende, liefdeloosheid is wanneer ek en jy, wanneer ons interaksie met mekaar kenmerk word deur twyfel. Liefdeloosheid word gemanifesteer wanneer ons nie aan mekaar die voordeel van die twyfel gee nie. Liefdeloosheid manifesteer wanneer ons deel vel in situasies waar ons nie die volle prentjie het nie. Liefdeloosheid manifesteer wanneer ons oneenheid saai deur sleg te praat van mekaar, te skinder van mekaar. Liefdeloosheid manifesteer wanneer ons onsself van mekaar af isoleer, fisies, emosioneel, geestelik. Liefdeloosheid, vriende, manifesteer wanneer ons mekaar se fisiese behoeftes, ons nood, nie aanspreek nie. Liefdeloosheid manifesteer wanneer ons nie mekaar se sonde aanspreek nie. Of waar ons mekaar se sonde nie geduldig, sagmoedigheid aanspreek nie. Liefdeloosheid, vriende, manifesteer wanneer ek en jy nie vir mekaar bid nie en nie mekaar herinner, oor en oor herinner aan die beloftes van God in 'n verhouding staan nie. Vriende, die punt is, elkeen van ons skiet kort van die glorie van God as ons in die spieël van God se woord staan en nadink oor
die manier wat ons versuim om werklik liefde aan mekaar te betoon. Dit ontbloot nie net dat ons kort skiet in ons liefde nie, maar wat dit eintlik doen, dit is besig om vir jou en my te ontbloot dat ons almal kort skiet geloof, en wat dit doen is, dit sê vir jou en vir my, ons almal het vir Jesus nodig. Ons het vir Jesus so bitter nodig. Vriende, julle sal onthou, ons het laasweek hier gestaan met daai blou boekie, A Gospel Centered Community. Dit is 'n boekie van wat ons doen by die vertrekpunte. Meeste van ons gaan dit ons ligpunt gesinne doen, ons gaan deur daai boek werk. En die naam van die boek is eintlik so belangrik. Gospel Centered Community. En dit is wat ons mekaar werklik tot wil hierdie jaar wat voor ons staan. Nou Bob Thune maak hierdie punt, ek het 'n prentjie daarso, dit is nie 'n prentjie uit sy boek uit nie, maar dit is wat hy sê, dis maar net op 'n prentjie manier daar vir ons gestel. Kyk saam met my net op die skerm na die beeld. Wat Bob Thune maak is die volgende. Wat hy sê is dat in die gemeenskap van gelowiges, vriende, is hierdie die konteks waarop die beste van met ander se sonde gekonfronteer word nie, maar selfs ja, partykeer deur ander se sondes en partykeer nie, met my eie sondes gekonfronteer word. Dit is die gemeenskap van gelowiges wat die eie ek in my na vore toe bring. Dit is die gemeenskap van gelowiges daar waar ek juis weet ek word geroep om liefde aan hulle betoon, maar wat ek dit nie doen nie, wat my dan na die evangelie toe, wat my terugjaag na dit wat God en Jesus vir my gedoen het. Wat my terugjaag na die God wat ten spyte van my onvermoë om liefde te betoon aan my geloofsfamilie, steeds lief is vir my, en wat nog steeds sy seun vir my gegee het. En so in my tekortkominge in die gemeenskap hardloop ek na die gospel toe, ek hardloop na Jesus toe, ek onthou sy liefde vir my, ek ontvang opnuut die vergifnis wat ek in Jesus geniet, en ek die Gees my dan bekragtig sodat ek sal weer uitgaan in die gemeenskap. En die liefde wat ek van God af ontvang het, dan ook opnuut, jare se loop en val, maar oor en oor, daardie liefde dan aan mekaar. En dit is dan die tweede en die laaste vraag wat ek wil hê ons moet vinnig oor gesels. Vriende, hoe lyk daardie liefde? As die evangelie, as die kerk ons trek na die evangelie toe, en die evangelie toet ons uit weer na mekaar toe, hoe lyk daardie broederlike liefde, vriende, wat ons aan mekaar moet betoon? Kyk saam met my daar in vers 11, tel julle blaadjies op, ek wil julle moet dit sien. Vers 11 het gesê, geliefdes, as God ons so lief het, behoort ons ook mekaar lief te hê. En die belangrike woordjie, daar is die woordjie so. Daai so is nie, as God ons so lief gehad het, dis nie 'n woord wat die hoeveelheid van God se liefde beskryf nie, dis letterlik in die oorspronklike taal die woordjie in hierdie wyse. So wat Johannes sê, as God ons op hierdie manier lief gehad het, moet ons ook mekaar op hierdie manier lief hê. Dis sy punt. En hier is daar 3 verwante kenmerke van hierdie broederlike liefde. Eerste ding, vriende, broederlike liefde is 'n objektiewe realiteit. Kyk aan vers 9. Hierin is die liefde van God tot ons geopenbaar. Dat God sy enigste seun in die wêreld ingestuur het. Met ander woorde, God se liefde, vriende, aan ons was konkreet. Dit is die ding wat ek wil hê ons moet verstaan. God se liefde, vriende, het in die persoon van Jesus in die regte wêreld ingekom, in 'n spesifieke tyd en in 'n plek, en God se liefde het lewende lywe aangeneem. Dit is hoekom in die boek begin Johannes in die heel eerste versie met, as hy oor Jesus praat, dan sê hy wat ons gehoor het, wat ons oor het, wat ons aanskou het, wat ons hande aangetas het. Dit is hoe hy begin. Hy's besig vir ons te sê, hoor hierdie is so tasbaar en so tangible soos wat dit kan kom, is God se liefde. En vers 11 op 'n sulke wyse. Ligpunt behoort ons liefde vir mekaar 'n objektiewe, praktiese, konkrete vlees en bloed kategorie tipe van liefde te wees. So lyk 'n bonatuurlike, hoe lyk 'n geloofsgemeenskap waar God bonatuurlik aan die werk is? En waar God se liefde onder mekaar bonatuurlik aan die werk is. Hoe lyk dit in praktyk? Die ironie is, dit lyk baie natuurlik. Dit lyk baie natuurlik. Jy sien, hierdie is baie kere, dink ek, die fout wat ons as die westerse professionele kerk maak. Die fout wat ons maak, ons het gegaan en spiritualiteit
iets gemaak wat baie abstrak is, dis baie teoreties, dis baie filosofies, dis baie misties. En dis spiritualiteit. Maar vriende, as ons kyk na Jesus spiritualiteit, die bonatuurlikheid van Jesus, vriende, dan is dit baie natuurlik. Ons sien Jesus se liefde lewende lywe aanneem, soos wat Jesus tyd maak om met die kindertjie. Ons sien Jesus se liefde gemanifesteer soos wat hy met sondaars en met fariseërs om 'n etenstafel week in week uitsit. Jesus se liefde word gesien soos wat hy homself ontfer die wat siek is en die wat seer het en die wat behoeftig is. Jesus se liefde word gehoor en beleef soos wat hy oor en oor aan sy vriende die evangelie verkondig en ten spyte van simpelheid en hulle sonde en ten spyte van hulle ongeloof aanhou om geduldig vir hulle lief te wees. Jesus se liefde word gesien soos wat hy tyd maak om met sy disippels te bid en om woord te vergader. En vriende, soos Jesus, so ook ons, die koninkryk van God, vriende, gaan in hierdie wind in ons midde inbreek, daar waar God se liefde in ons verhoudings met mekaar vlees en bloed aanneem. Hier is die tweede ding, of die tweede manier ding wat ons leer oor hoe broederlike liefde lyk. Broederlike liefde, vriende, is ook onvoorwaardelik. Ek het die voorreg dat elke nou en dan paartjies moet trou, en dan op die troudag, dan is daar die huweliksformulier, en jy ken dit, jy was either al daar of jy het dit gesien, waar daai paartjies dan beloftes aan mekaar maak. En ten minste in die Afrikaanse beloftes wat gemaak word, dan sê jy altyd voor God en sy gemeente die volgende woorde. Hulle sê, voor God en sy gemeente beloof ek liefde en trou vir altyd en in alle omstandighede. En ek wil altyd net daar die bus stop en sê, wag, bedoel julle dit regtig? Dat julle gaan liefde en trou aan mekaar betoon vir altyd en in alle omstandighede. Want wat ek weet, vriende, soos wat jy dit weet, is dat daardie paartjie soos ons almal, in ons gebrokenheid, in ons sonde, is dit net nie eintlik hoe ons liefde betoon aan ander nie. Vir ons is liefde gewoonlik op 'n transaksiebasis. En sodra dinge begin moeilik raak, dan begin die wiele van liefde afkom. Nou vriende, ek en jy, ons doen dit nie net met ons huweliksmaats nie, ons doen dit nie net met ons familie nie, ons doen dit nie, ons doen dit baie kere subtiel met ons kinders, dis conditional loving. Maar vriende, ons doen dit verseker met mekaar in die gemeenskap van die heiliges. Wat ons in effek, ons sal dit nooit sê nie, maar wat ons optrede kommunikeer, is ons sê in effek vir mekaar, ek sal liefde aan jou betoon, solank as wat jy my liefde verdien. Solank as wat jy presteer, sal ek vir jou lief wees. Solank as wat jy my nie irriteer nie, sal ek vir jou lief wees. Solank as wat jy my nie seer maak nie, sal ek vir jou lief wees. Solank as wat jy aan my vereistes voldoen, sal ek vir jou lief wees. Solank jy jouself bewys as waardig van my liefde, sal ek vir jou lief wees. Maar vriende, dit is nie hoe God sy liefde aan jou en my betoon het nie. Vers 10, hierin is die liefde nie dat ons, sê jy lief gehad het. Met ander woorde sê Johannes, God se liefde vir ons was nie reaktief nie, God se liefde vir jou en vir my was proaktief. God het nie gewag tot ek en jy die eerste move maak, voordat hy sy sier het om op 'n kruis te sterf vir ons nie. God, vriende, het nie gewag tot ek en jy begin shape het, voordat hy in liefde na ons toe uitgereik het nie. Vriende, God het nie sy liefde teruggehou vir jou en vir my nie. Hy het, en Lukas het, God het geweet, hy het goed geweet, vriende, dat ek en jy sy liefde gaan verwerp, keer op keer. Hy het geweet dat ons gaan sy liefde misbruik, en dat ons gaan sy liefde dag in en dag uit goedkoop maak. Hy het dit geweet, en nog steeds het hy in liefde na ons toe uitgereik. Romeine 5 vers 8. God bewys sy liefde vir ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het, wanneer? Toe ons nog sondaars was. Vriende, mag dit waar wees van ons. Ligpunt, mag dit waar wees van ons. Mag ons liefde vir mekaar
nie voorwaardelik wees nie. Mag ons nie vir mekaar liefde betoon omdat party dit verdien nie, maar omdat die God wat ons eerste lief gehad het, dit verdien. Derde en die laaste ding wat ek vir ons wil uitwys. En dit is dat broederlike liefde, vriende, is ook opofferend. Dit is opsien God se liefde, vriende, vir ons het gekom teen 'n prys, die duurste van prys. Kyk vers 9, God het sy enige gebore seun in die wêreld gestuur. Dit is hoekom hy sê enige gebore seun. Hy probeer die kosonde daaraan wil hy aan ons kommunikeer. Vers 10, hy het sy seun as 'n versoeningsoffer vir ons sondes gestuur. Met ander woorde, vriende, God se liefde was ten koste self en tot ons grootste voordeel. Daar is die twee kante van die muntstuk van opofferende liefde. Dis altyd ten koste van myself, om my lewe neer lê, tot die ander party, dit wat vir die ander party se grootste voordeel is. Maar juist daar in daai twee kante van die muntstuk, dink ek waar ons nodig het om ons wêreldse idee, selfs as Christene, ons wêreldse idee van liefde te verander met hierdie goddelike liefde wat ons hier sien. Ons maak daai twee foute, dink ek. Die eerste fout wat ons maak is dat ons dink baie keer, vriende, dat liefde sal natuurlik kom. Jy weet, as dit liefde sal goed voel, liefde sal maklik vloei, liefde is sonder moeite, liefde is spanning. Ag, jy val net in love, want dis net hoe dit is. Dis net great, dis net maklik. Maar vriende, dis 'n leuen. God se liefde herinner ons dat ware liefde kom met laste wat gedra word. God se liefde herinner dat ware liefde kom met houe wat gevat word, met lewens wat neergelê word. Vriende, die skaduwee wat in ons verhoudings met mekaar gegooi word, waar daar ware liefde is, lyk altyd soos die skaduwee en die van die kruis. Hier's die tweede fout wat ek graag wil hê ons wêreldse idee van liefde met ware Bybelse liefde moet verander. Vriende, liefde beteken nie dat ek en jy altyd vir die ander party dis dan gee wat hulle graag wil nie. En ek dink, dis die klassiek ding wat ons as ouers baie keer verkeerd doen. Ek is so lief vir my kind en ek is bereid om my lewe vir my kind neer te lê, so gee vir my kind wat ook al hy wil hê. Okay? Ware liefde is nie daar om vir die ander persoon te gee wat hulle noodwendig wil hê nie. Vriende, God het nie vir jou en vir my noodwendig gegee wat ek en jy wou gehad nie, maar dit wat ons nodig gehad het. Dit wat jou en my grootste behoefte was. En vriende, mag dit so wees met ons liefde vir mekaar, dat ons dit sal doen vir mekaar, ons lewens vir mekaar sal neerlê, wat ook al die prys sal wees, vir dit wat ons nodig het, wat werklik volgens God se definisie van goed sal wees vir ons. En so ek wil afsluit, ek sluit hiermee af, vriende, asseblief ons droom saam, hier in die begin van die jaar, kom ons droom net vir 'n oomblik saam, hier in die begin van 2022, vriende, net hoe soet, en hoe kragtig en hoe genesend wees as ons regtig hierdie teksgedeelte van vanoggend ernstig sou vat. Droom saam met my die potensiaal wat opgesluit word in hoe mooi dit in ons en in ons midde en in hierdie wêreld is. As ek en jy hierdie woorde wat Johannes hierso sê sou glo en hierdie opdrag om mekaar lief te hê op hierdie wyse sou gehoorsaam. Vriende, watter wonderwerke sal die Here dan nie in jou doen en in my doen en in ons midde en deur ons doen as ons hierdie teksgedeelte werklik aan boord sou neem nie. Vriende, dit is wat ons as 'n kerk nodig om dit nie net te hoor of te sê nie, maar om dit werklik ons eie te maak. Ons het dit nodig. Vriende, dit is wat ons wêreld na smag, 'n wêreld wat smag na gemeenskap. En vriende, dit is wat God se hart sal bly maak. Vriende, die gemeenskap van die heiliges is nooit minder as die gemeenskap van die geliefdes nie. Dit is wat kerk is. Mag die Here dit in ons doen toenemend. Kom ons bid saam. Vader, ons kyk in hierdie oomblik opnuut na U seun wat die vergestalting is van U liefde vir ons. 'n Liefde wat vloei soos 'n fontein, waar almal welkom is, elke dag,
'n fontein wat nooit opdroog vir ons nie. Here, maak ons se mense wat sal rus in die wete dat ons is 'n geliefdes. Ons is u geliefdes. Ag en Here, bekragtig ons om vir daardie rede vir mekaar lief te wees. Tasbare maniere, help ons om vir mekaar lief te wees, op onvoorwaardelike terme, en op offerende manier, soos wat Jesus sy lewe vir ons opgeoffer het. Here, doen hierdie werk in ons het u nodig, ons het mekaar nodig. Gebruik ons, o Here, soos wat u ons verander. In Jesus se naam bid ons dit. Amen. Vir meer inligting oor Ligpunt Kerk, besoek gerus ons webwerf op www.ligpunt.com of kontak ons gerus by info@ligpunt.com.